Broers en susters, welkom by vanaand se byeenkoms. Dankie vir almal wat ook die tyd kon maak om ook so vanaand hier te kan wees. Maar so kom die goedheid of die uur van God se goedheid nou al hoe nader. Dis die dag van redding, die dag van genade wat voor die deur is, toe die dood vernietig is en die ewige lewe begin het. En soos wat ons nou met die lydingstyd begin vandag, is ons nou maar ook hier saam vanaand, om in die eerste plek ook te erken, ons is sondaars. En mag God ons genadig wees, en ook weer ons verhouding met hom herstel. So Here, na U kyk ons op, U wat uit die hemel heers. Ons oë is gerig op die Here, ons God, totdat hy ons genadig is. Wees ons genadig, Here. Wees ons genadig. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord op hierdie seëngroet van die Here met lied 391, gesang 391, en waar ons vir die Here vra om juis ook hier by ons te wees, ons ook te lei, waar ons ook so ons lewe aan hom wil wy. Ons sing die eerste, die 4de en ook die 6de vers van lied 391. U kan maar die plekke inneem. Elke jaar met Paasfees, gedurende die, kom ons noem dit die Christelike Pasga, dan vier ons die verlossing wat ons ontvang het deur die opstanding of die sterwe en opstanding van ons Here Jesus.
En lydenstyd is dan 'n geleentheid om onsself voor te berei vir hierdie viering en dan ook ons eie daaglikse dissipline van skuldbelydenis, sowel as ons daaglikse strewe of sterwe en opstanding in Christus te beoefen. En so begin ons dan ook hierdie lydenstyd deur erkenning te gee aan die nodigheid van ons bekering en aan die genade en die vergifnis wat verkondig word in die evangelie van Jesus Christus. Terwyl ons so sit, kom ons bid dan saam. Almagtige God, Here, voor U is alle harte oop. En aan U is al ons begeertes bekend. Daar is niks wat ons vir U kan geheim hou nie. Reinig ons gedagtes, reinig ons harte, deur die werking van die Heilige Gees, Here, sodat ons liefde vir U ook volmaak kan wees, en ons U op 'n waardige wyse mag gaan bid, deur Jesus ons Here. Op hierdie Aswoensdag is ons hier by mekaar, voor God Almagtig, en voor U die Seun, die Heilige God, uit gehoorsaamheid aan die Gees. U Here Jesus het 40 dae lank in die woestyn gevas. Gee aan ons die genade om onsself ook so te dissiplineer, dat ons onderweg na Paasfees sal volhard met ywer en geloof en liefde, deur Jesus ons Here, wat saam met U en die Heilige Gees lewe en regeer. Een God, van nou af tot in ewigheid. Amen. Miskien is dit nou maar net ook weer nodig dat ons iets sal sê oor hoekom dan nou Aswoensdag? Waar kom dit nou maar eintlik vandaan? En hoekom doen ons dit nou ook in hierdie gemeente? Meeste ander hervormde gemeentes doen dit nie. So kom ons kyk so 'n bietjie na 'n Bybelse grondslag. So alhoewel Aswoensdag nou nie 'n viering is wat jy in die Bybel terugvind nie, gaan dit oor die saak van bekering, van vas, van berou. En daardie sake is diep gewortel in die skrif. So lees 'n mens byvoorbeeld in Jona hoofstuk 3, hoe daar beskryf word hoe die inwoners van Ninive, toe hulle nou hierdie boodskap van oordeel hoor wat oor hulle gaan kom, in sak en as gaan sit en boete doen. Met ander woorde, hulle skuld bely en pleit vir vergifnis. Jesus self, lees ons, was 40 dae in die woestyn. En dit dien soort van as basis vir die 40 dae van die lydingstyd wat ons dan nou in herinnering roep. So waar het die tradisie dan nou ontstaan, of hierdie gebruik dan nou ontstaan? Nou, vroeë Christene is daar nou genoegsame getuienis van opgeteken, het dit aanvanklik of hier in die 2de, 3de eeu spontaan gevier. Hulle het self die as op hulle voorkoppe aangebring en met geskeurde klere rondgeloop. Maar die oudste gebruik wat ons dan nou gekry wat opgeteken is, vind ons in 313 na Christus. En dit word eers in die kerk 'n gebruik hier in die 6de eeu na Christus. So die gebruik van as om boete te doen, om jou skuld te bely, om te pleit vir vergifnis, simboliseer iets wat ons ook, of kom voor ook in die Ou Testament.
Ons lees byvoorbeeld in die boek Job, daar in hoofstuk 42, dan kry ons daar vir Job wanneer hy sê, daarom verfoei ek myself en doen boete in stof en as. So nou, wat is die betekenis dan nou van die as? So die as op as Woensdag het so 'n bietjie van 'n simboliese betekenis. 3 sake. Iets oor 'n mens se verganklikheid, iets oor die berou in jou hart en iets oor jou skoonmaak, reiniging. Verganklikheid, dit herinner ons daaraan dat ons maar stof is en die dag wanneer ons sterf, dan word hierdie liggaam weer stof. Dis hoe Genesis, of God dit ook daar in Genesis vir ons sê. Stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. So ons besef almal, soos wat ons maar ook ouer word, dat ons verganklik is. En dat ons almal daar 'n sterfdatum voorwag. Berou, en wanneer 'n mens iets besef van wat jy ook verkeerd gedoen het of nie gedoen het nie, dan bring dit iets en jy maak dit iets in jou hart wakker. En dan het jy hierdie behoefte om ook jou skuld te kan bely, jou sonde ook voor God te kan bely, want dit staan soort van tussen jou en God, sodat 'n mens net weer die verhouding kan nuut maak. En dis die manier hoe ons dit doen om weer tot God terug te keer. So ek bekeer myself, maar ek bely my sonde met berou in my hart. Nie net omdat ek jammer is, soort van dalk uitgevang is nie, maar daar's ware berou in my hart. En die reiniging, wel, dit simboliseer iets van 'n geestelike reiniging, van 'n nuwe begin, soort van weer opnuut met God. Nou, die rituele of hierdie tradisies het 'n mens dan nou, dat daar so met as 'n kruis op jou voorkop aangebring word. Nou die as word normaalweg gemaak van die verbrande palmtakke wat op Palmsondag in die kerk gebruik is. Ons het nou nie noodwendig daardie gebruik by ons nie, maar baie ander Christelike kerke het dit wel. En dan vou hulle ook sulke klein kruisies wat hulle ook vir mekaar gee met Palmsondag, of hulle maak die kerk op met palmtakke. En is dan nou daardie palmtakke wat verbrand word van die vorige jaar, wat dan nou daardie as hierdie jaar gebruik word. Dit is maar die tradisie. So die as word geseën en dan word hierdie as of die teken van die kruis met die as op jou kop aangebring. En dan sê die dominee gewoonlik die woorde: dink daaraan mens dat jy stof is en weer tot stof sal terugkeer. Bekeer jou en glo die evangelie. Nou hierdie lydingstyd, sommige kerke, Christelike kerke, gebruik dit ook as 'n tyd van vas en onthouding. En so is as Woensdag die eerste dag wat dan hiermee begin. So vir baie Christene beteken dit dat hulle net een volledige maaltyd op 'n dag sal eet en miskien dan dalk 2 ligte maaltye gedurende die dag. En dan onthou hulle gewoonlik ook van vleis eet. Maar nie almal doen dit nie, sommige Christene doen dit wel so. Nou hierdie 40 dae van as Woensdag tot en met Paasondag. Dit begin dan nou op hierdie Woensdag en dit eindig op Stil Saterdag voor die Opstandingsdag. Want dis hoe ons daardie Saterdag, die naam wat dit dra, Stil Saterdag. Dis die dag voor die opstanding. So hierdie is dan gewoonlik 'n tyd wat ons maar ook kan probeer en ook doen van gebed, van boetedoening en van liefdadigheid. As ons sê gebed, met ander woorde, dis in hierdie tyd wat jy as dit ware werklik so saam in Jesus se skoene loop, die lydingspad stap van alles wat hy verduur het en deurgemaak het,
maar waar jy ook in jou gebedstyd moeite doen om by hom stil te staan, by sy voete te gaan sit en miskien meer as normaalweg net stil te raak voor hom. Boetedoening beteken gewoon, dis waar 'n mens so 'n bietjie gaan dink oor jou lewe, waar jy 'n bietjie introspeksie hou. En dan uiteraard ook daar waar ons weet God van ons dinge vra en ons nie by uitgekom het nie, juis ook ons sonde sal bely, of die kere wat ons willens en wetens op 'n ander weg gegaan het, en dit wat die Here van ons vra geïgnoreer het, en ons pleit by hom om vergifnis. As ons sê liefdadigheid, dan gebruik baie Christene ook juis hierdie tyd, om dalk so 'n bietjie meer hulle oë oop te maak vir mense in nood, en die hand uit te steek, en te help waar hulle kan, soos dit vir hulle ook moontlik is. Maar so verwys hierdie 40 dae, soos ek in die begin gesê het, na die 40 dae wat Jesus in die woestyn deurgebring het, waar hy dan ook juis versoek is deur die duiwel. Wat doen ons nou vandag? So, hoewel nie alle Christene as Woensdag vier nie, bly dit 'n belangrike moment van kyk bietjie na jou lewe. Doen so 'n bietjie introspeksie. Doen so 'n bietjie geestelike voorbereiding. So in hierdie tyd kan dit ook dien as 'n kans om bietjie stil te staan by 'n mens se persoonlike keuses. Hoekom kies ek dit? Hoekom nie dat nie? Het ek my deur God laat lei, of hoekom het ek hierdie bepaalde keuse gemaak? Maar dan juis ook in hierdie tyd 'n mens se dankbaarheid teenoor God te toon en God bewustelik op te soek. So dit kan vir 'n mens 40 dae van 'n geestelike verdieping wees. Om dit alles saam te vat, as Woensdag is eintlik veel meer as net 'n kerklike gebruik. Dis die uitnodiging om stil te staan by ons eie sterflikheid, ons verhouding met God te verdiep en ons voor te berei op Paasfees. So of jy nou godsdienstig is of nie, is 'n boodskap van besinning, van hoop, wat hierdie dag juis inlei. En daarom bly dit waardevol. En daarom dankbaar vir julle wat ook almal hier is vanaand. Dit kan ons maar sê, of kan ons sê oor as Woensdag. Daar's dalk nog 'n paar ander dinge, maar ek dink dis genoeg vir vanaand. Ons gaan vanaand nie die tradisionele skrifgedeeltes lees wat met as Woensdag gepaard gaan nie. Dis 'n gedeelte daaruit die profeteboek Joël en ook daaruit Korintiërs, maar vanaand gaan ek vir ons Psalm 1 voorhou en die oordeenking gaan so 'n bietjie ook daaroor. So kom ons lees Psalm 1, wat die meeste van julle waarskynlik ook ken. Dis 'n die psalm waarmee die psalmboek ingelei word en 'n baie kort psalm. Maar kom ons lees hom. Naaste by jou bladsy 559 hier van die 2020 vertaling. Gelukkig is die mens wat nie die raad van goddeloses volg, nie op die pad van sondaars gaan staan en nie in die byeenkoms van spotters sit nie, maar wat vreugde vind in die wet van die Here en sy wet dag en nag mymerend prewel. So iemand sal wees soos 'n boom geplant langs watervore, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verdor nie. Alles wat hy aanpak gedei. So is die goddeloses nie. Inteendeel, hulle is so skaf wat die wind wegwaai. Daarom sal goddeloses nie kan opstaan tydens die regspraak of sondaars in die byeenkoms van regverdiges nie. Ja, die Here dra sorg vir die pad van regverdiges,
maar die pad van goddeloses loop dood. Ons lees tot sover, dit is dan Psalm 1. Ek wil graag hê dat ons nou saam ook ons belydenis van geloof sal doen, so klein bietjie anders, so bietjie die verkorting van die 10 gebooie. As jy hom vir ons op die skerm kan gooi, Andrei sal ek waardeer. So kom ons doen dit staande en dan sien julle, daar is ook 'n gedeelte waar ons antwoord. So ons hoor, wat is God se wil? Wat is God se wet? En dan antwoord ons daarop. Kom ons doen dit saam. Ek is die Here jou God. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Amen, Heer, wees ons genadig. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak wat jy vereer of dien nie. Amen, Heer, wees ons genadig. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Amen, Heer, wees ons genadig. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Amen, Heer, wees ons genadig. Eer jou vader en jou moeder. Amen. Heer, wees ons genadig. Jy mag nie moord pleeg nie. Amen. Heer, wees ons genadig. Jy mag nie egbreuk pleeg nie. Amen. Heer, wees ons genadig. Jy mag nie steel nie. Amen. Heer, wees ons genadig. Jy mag nie vals getuienis aflê nie. Amen. Heer, wees ons genadig. Jy mag nie iemand anders se besittings begeer nie. Amen. Heer, wees ons genadig. Baie dankie. Kan maar weer sit. So lydingstyd begin dan nou op 'n manier amptelik nou, vandag. Dit bly vir ons as gelowiges, as Christene, as navolgers van Jesus, krities belangrike tyd. Dis 'n tyd waarin 'n mens jou aan die Here behoort te wy. En waar jy op 'n manier net weer gaan stil staan en onthou alles wat hy vir ons gedoen het en die prys wat hy betaal het vir ons om die lewe te mag beerwe. Dis vir ons die belangrikste tyd van die jaar en dit bou op tot en met Paasfees, met Goeie Vrydag, waar die lam vir ons geslag is, waar die prys betaal is vir ons sonde. Jesus se geboorte, sy lewe, sy wonderwerke, bou alles op tot God se groot plan om die skepping te bevry van die mag van die sonde. En alhoewel dit 'n hartseer tyd is, waar ons herinner word aan Jesus se lyding, begin ons nou hierdie tyd van jaar met hierdie Psalm 1 wat ons saam gelees het. Nou dis 'n Psalm wat vir ons 'n aanduiding gee. Met ons praat oor die keuses wat ons maak. En dit ons help om ons lewe reg in te rig. En dit is waarop ons moet fokus, juis ook in hierdie tyd. So hierdie Psalm praat van keuses wat ons maak. Aan die een kant die sogenaamde breëweg, waar mense maar doen net wat die wêreld doen en al agter die ander aandoen. Die luister na die raad van goddeloses, om in die voetspore van sondaars te loop. Met ander woorde, hulle na te doen in die manier hoe hulle doen. Te sit in die kring van spotters. Nou hierdie keuses lei tot die dood. Geen goddelose het te sê
by God se finale regspraak nie. Hulle sal nie in God se teenwoordigheid eindig nie. Nou die ander weg wat vir ons geteken word, vertel van diegene wat hulle vreugde vind in God se wet, God se woorde. Diegene wat dit saans en oggende nie net lees nie, maar ook oordink, dit hulle eie maak. Dit is wat bedoel word met diegene wat die wet so prevalent nagesê het. Jy maak dit soort van jou eie. Wat sê hy vir ons? Hy sê so 'n mens is soos 'n boom wat geplant is langs waterstrome. Met ander woorde, hierdie boom kry sy lewensvog by hierdie stroom. Dit groei, dit dra vrug, dit oorleef ook in slegte tye. En so vertel dit vir ons dat diegene wat so leef in God se teenwoordigheid, ook God se hiernamaals sal belewe. Maar dit sê ook iets meer, dit sê ook diegene wat so God se hand vat, sal gelukkig wees. Hulle sal ervaar God stap saam met hulle deur die lewe. Hulle kan aangaan in die lewe, ten spyte ook van moeilike omstandighede. Hulle is nie soos kaf wat maar net deur die wind rondgewaai word nie. Hulle bly staande, ten spyte van. Nou ons sien iets van hierdie keuses wat mense maak, as jy kyk na mense rondom jou. Jy sien dit in die samelewing. Jy is nie net hier by ons nie, jy sien dit reg oor die wêreld. Die mens ongelukkig losgeraak van sy wortels. Los van God, los van mekaar. Ons hier in Suid-Afrika, hoe sal ons identiteit beskryf? Die laaste tyd, en ek hoor dit as ons so met mekaar gesels, is dit ons eintlik sê maar, ons is eintlik so 'n bietjie identiteitloos. Ons weet nie meer eintlik waar ons hoort nie, ons voel amper ontuis ook in ons eie land en alles wat daarmee ook gepaard gaan. En op 'n manier is omdat ons identiteit ook bedreig word deur soveel verskillende kulture en godsdienste ook in hierdie land. Daar is 'n ontworteling aan die gang, 'n ontaarding. Nie dat alles voorheen noodwendig beter was. Toe ons 'n regering gehad het wat ons Christelike manier van leef gekondoneer het en eintlik dit met wette ook toegepas het nie. Toe was daar maar ook baie afkeer en 'n verset teen die rigiede manier waarop die regering dinge gedoen het. Maar wat sien ons vandag? Mense is rigtingloos. Ons beleef dat mense het sinies geword. Mense het nie meer 'n oortuiging waarby hulle staan nie. Maklik oortuigbaar deur ander ou se opinie. Daar is nie meer goeie voorbeelde wat ons kan sê, dis nou 'n mens wat ek kan navolg nie. En so baie laat hulle juis in hierdie dae op sleeptou neem, deur soveel wat hulle vandag weens verskeie agendas as geestelike spreekbuise voorhou. Gaan maar op die internet in en dan kyk jy hoeveel mense is daar wat vir jou wil preek. Laat 'n mens dink, Paulus, sy brief daar aan die Efesiërs, dan skryf hy vir hierdie jong gemeentetjie. Hulle is nog jong volwassenes. Of nie jong volwassenes, jong Christene. Nog so 'n bietjie nuut in die geloof. Maar wat hoor hy van hulle? Hy behoor by hulle hoe maklik hulle rondgestoot word, rondgewaai word deur die golwe en die wind van die samelewing. Dan volg hulle hierdie een en dan volg hulle daardie een. Hy sê nee, so moet dit nie wees nie. Jy moet by die waarheid bly. Jy moet
Die liefde van Christus moet in jou hart wees. En jy moet daaraan vashou en al hoe meer na Jesus toe groei. Hy is die hoof van die kerk. Nie deur iemand wat dalk mooi kan praat of om watter redes dalk 'n groot gevolg het nie. Bly by die waarheid is wat Paulus daardie gemeente aanbeveel. Maar wat is die dieper liggende probleem vandag? Is dat baie mense het losgeraak van hulle wortels. Dit het ek net nou gesê, los van God, los van mekaar. Met ander woorde, daardie boom wat by die sy wortels wat is nie meer by die waterstroom nie. En daarom is ons nou terug by die Psalm, by hierdie boom en die kaf. Hierdie boom beeld die mens uit wat soos almal van ons ook storms in die lewe beleef, met 'n son wat op jou brand en winde wat waai. Maar die boom staan vas, geanker, gevoed deur lewensvog. Dit dra vrug, die blare bly groen. Ons neem so die teenoorgestelde waar by soveel mense. Daar is nie meer 'n anker nie. Daar is nie meer iets wat hulle staande hou nie. Dit waarop mense vandag staat maak is of op hulle self, hulle eie vermoëns, of mensgemaakte dinge, of op ander mense, en ons sien 'n afkeer by mense in God. Iemand beskryf dit so mooi. Ek dink dit was Piet Nudee het geskryf so, hy sê, die kosbaarste besitting wat ons het, wat die kerk het, gelowiges het, is die woord. Hy sê, waar daar Bybelarmoede is, daar is Gods armoede. En waar daar woordgebrek is, daar is waarheidsgebrek. En daarom gebrek aan rigting. En nog erger, waar Bybelverlies is, kom daar mettertyd godsverlies. So, hoe minder ek die Bybel lees, hoe slegter ken ek God en die waarheid. En dan, wat gebeur? Jy land op dwaalpaaie. N.P. van Wyk Louw het in 1940 al dit so geskryf. Hy sê, die stem van die massa word die stem van God. Wanneer ons nie meer erns maak met die Bybel nie, loop ons maklik agter die massa aan, of ons volg die mens wat die hardste praat. Maar wie besig bly met die Bybel, is soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. En soos water vir die boom noodsaaklik is die Bybel vir ons noodsaak. God se woord wat my voed, wat met my praat, wat my oplig, wat my vermaan, maar wat my voed in my lewe. En dan dra ons op die regte tyd vrug. En dan verlep ons blare nie. Het verdroog nie. As 'n mens in 'n woestynagtige gebied kom, waar dit nou baie dor is, dan sien jy gou-gou 'n immergroen boom. Hy staan sommer so uit in hierdie val ruimte rondom hom. So is Christene duidelik sigbaar in 'n wêreld, sondeval wêreld rondom ons. Jy sien so mense sommer raak. Hier met lydingstyd het ons nou die geleentheid om ons lewens skoon te maak, te suiwer, te reinig. Dis 'n tyd wat ons nou moet kyk, in watter kring staan ek en jy? Dis wat die Psalm vir ons sê. Staan ons in die kring van wyses of van spotters? Nou wie se raad luister ons? Hoeveel tyd spandeer ons voor die TV? Lees of luister ons goed wat ons aandag van God af wegneem? Lees ons nog soggens en saans ons Bybel? Bid ons nog? Nou wil jy vir my dalk sê, maar ons is eintlik goeie mense, ons weet wat is reg en verkeerd. Ons sal nie toelaat dat ons van koers afgedwing word nie. Maar ongelukkig is dit so 'n bietjie soos daardie verhaal van die padda en die kookwater. Onthou hom. As jy 'n padda in water sit,
dan is dit vir hom gemaklik daar binne. As jy hom direk in kookwater gesit het, sal hy dadelik uitspring. Maar as jy hom nou in water sit wat nou nie te warm is nie, maar jy begin vuur maak onder die water, dan bly hy daar, hy kom nie agter, die water word warm nie, totdat dit te laat is. Die bose weet ook, dit is die geval. Net soos wat 'n mens 'n padda kan kook, sonder dat hy daarteen gaan stry, as jy die water warm, stadig warm maak, en dit nie voel nie. So doen die bose maar ook met jou en my. Stel ons bloot aan klein dingetjies, goedjies, wat nie so verkeerd voel nie soveel van 'n mens se tyd steel nie, wat 'n mens nou nie so ver van die regte pad afneem nie. Maar die probleem is, dit bou op. Doordat ons so diep in die gemors is, en dan kom ek agter, maar nou is ek waar ek nie wou gewees het nie. En dan is dit te laat. Hier in die lydingstyd het ons die geleentheid om te kyk, hoe lyk die water rondom my? Is dit nie dalk 'n bietjie warm nie? Is ons lewe nog op koers? Leef ons nog soos wat die Here wil hê ons moet leef? Dalk moet ons maar tog kyk, of ons nie 'n bietjie meer tyd kan opoffer, om meer te bid, en Bybel te lees nie. Dalk is dit nodig dat ons dalk meer gereeld ook maar so 'n bietjie die TV afsit en die Bybel nader trek. En dalk moet ons so 'n bietjie meer tyd spandeer aan ons gesin. Dalk kan ons so 'n bietjie minder royaal leef en dalk ook iets gee vir iemand wat minder het as ek. So in watter kringe beweeg ek en jy? Nou wie se raad luister ons? Aan watter kant ons ook al mag wees, hier met lydingstyd, het ons nou die geleentheid om doelbewus tyd met die Here te spandeer. En net weer seker te maak, waarheen is ek op pad? So kom ons word saam stil. En ons vra die Here ook so hier by ons te wees, in hierdie lydingstyd, sodat hy ons ook sal help, dat ons lewe sal inrig, soos hy dit wil. Amen. En voordat ons daartoe oorgaan, om nou ook die teken van die as op ons voorhoofde aan te bring. Terwyl ons so sit, kom ons bid net eers saam, en aan die einde van die gebed gaan Mariet begin met Gesang 243, wat deel van ons gebed is, waarmee ons dit dan ook gaan afsluit. Kom ons sluit die oë. Here ons God, ons weet dat die dood van sondaars U nie behaag nie, maar dat ons sal bekeer en behoue sal bly. Luister tog genadiglik na ons gebede. En seën ons as ons vanaand ook hier gemerk word met die as. Gee ons die genade om onsself te ken. En berouvol ook ons sonde voor U te bely. En die besef dat ons stof is en weer stof sal word. Versterk ons in U liefde. In ons liefde tot U. En tot alles wat U ook geskaap het. Omdat ons vir Hom wil volg, wat Homself vir ons prys gegee het. Jesus Christus, ons Here. En met Hom staan ons weer op tot die lewe. O Heer, wees genadig.
waar ons nou so stil geword het voor ons Heer. Kom ons kyk bietjie hier diep in ons menswees, in ons harte. En dink so vir 'n oomblik aan 3 dinge wat die afgelope tyd gebeur het waaroor jy regtig jammer is, berou het oor. As jy nou daaraan gedink het, vra vir God om jou te vergewe. En dan aanvaar jy sy vergifnis. En dan aanvaar jy dat hy jou liefhet. Reeds vroeg in die kerk se geskiedenis het Christene die lydingstyd begin vier. En om hulle self ook te herinner aan hulle eie sonde en skuld, maar ook van die belangrikheid van om jou hart te bekeer tot God, jou sterflikheid te besef, maar ook jou skuld so voor God te bely. Dis vanaand se byeenkoms. Daarom vra ons vir God om ook hierdie gebruikie vanaand ook te seën. En vra ons Here, seën hierdie as vir ons gebruik. En gee dat dit ons mag herinner aan ons eie sterflikheid. Amen. Jy is nou welkom om na vore te kom, om dan ook hierdie teken van die kruis en as te ontvang. So kom ons keer terug na die Here met ons hele hart. En ons laat die verlede in as agter ons. Kom ons keer in trane terug na die Here, deur te vas en te bid, want die Here is lankmoedig en gereed om te vergewe. Die Skrif sê vir ons, luister nou na 'n betroubare woord, 'n woord wat sonder voorbehoud aanvaar kan word. Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos. En almal wat met 'n ware berou en opregte geloof hulle toevlug tot Jesus Christus, hulle enigste verlosser neem, verkondig die woord van die Here, die vergifnis van sonde. En Jesus sê vanaand vir jou, volg jy my. Aan hom wat vir ewig koning is, die onverganklike, onsienlike, enigste God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. So kom ons sluit met gebed. Here ons God, soms in ons lewe kry ons swaar. Begin ons twyfel. Maar Here, ons vertrou op U. Ons enigste troos in lewe en sterwe is dat ons aan Jesus Christus behoort. Ja, Here, ons vertrou op U. Ons weet, die woord leer ons lyding, kweek, groei en ontwikkel volharding. Here, in dit alles vertrou ons op U. Here God, U is die skepper. Voorsien fonteine van lewe en water vir ons. Ons vertrou op U. In te midde van lyding kan ons God se teenwoordigheid soek en dit ook daar vind. O Here, ons vertrou op U. Te midde van lyding weet ons, kan ons medegelowiges, ons broers en susters opsoek. En ook by hulle geloofsgemeenskap vind. O Here, ons vertrou op U.
Ons sal nie wanhoopig word nie. Ons vertrou op U. Ons sal ons oë gefestig hou op die Here Jesus, wat in beheer is. Want Here, ons vertrou op U vir alles. Amen. Kom ons sing ten slotte Gesang 232. Ons sing al twee daardie verse, waar ons in eerbied voor God in gebed en sang dan nou staan, en ook bely dat ons niks het om te bied nie, as dit nie vir die genade is van ons Here Jesus, wat in ons plek gestaan het nie. Gesang 232, vers 1 en 2 ten slotte. Ontvang die seën van ons Here en mag jy in hierdie lydenstyd, maar ook in die tyd daarna die nabyheid van ons Heer beleef. Mag Christus jou die genade gee om te groei in heiligmaking, om jouself te verloon deur jou kruis op te neem en hom te volg. Terwyl jou hoopvolle reis jy dit voortsit en terwyl ons uitsien na die fees van die opstanding. Mag God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees by jou wees en by jou bly van nou af tot in ewigheid. Amen.